Hallo daar en welkom by die Warrior Bride Reformer podcast en ons is vandag 'n volspan. Hallo Tinus. Hallo. Gaan dit goed? Lekker. Is maande gewees, Bly- Jonathan. Bly om weer terug te wees hierso. lekker. Lekker. Ja, is lekker. Hier is ons nou al drie, net om vir julle te wys ons bestaan nog, want ons het laas voor Turkye, né? Ja. Voor Turkye het ons opgeneem en ek hoop julle die videoetjies geniet van Turkye. Ek weet dit was nou maar die klank was swak by geleenthede, maar ons het beter geraak. Ons het beter goed gekry, maar dis maar net om vir julle almal 'n gevoel te gegee het van waar ons getravel het en waar ons bedien het en wat ons gesien het en wat ons ervaar het en net so 'n klein bietjie van dit kan kry. En toe sit nou Zimbabwe. Daar's nog so een videoetjie van Zimbabwe oor wat Dylan vir ons volgende week gaan uitstuur waar ek met pastoor nou for the life of me kan ek sy naam nou nie onthou nie. Sonicus Chivumba 'n onderhoud het en net daarna is dit Jan se opname van sy teaching wat hy die dag by die pastooropleiding gehad het. So dit lê nog voor, ons gaan dit volgende week uitstuur as die Here wil. En dan vandag hierdie podcast en dan wil ek julle herinner, ons het die naweek het ons Johnny Louie gehad vir 'n mannekonferensie. Ons het al die jare hier in Carletonville Goudveld Mighty Men gehad. Ons het 5 gehad en toe later is dit 'n Carletonville Mighty Men en ons het altyd die voorreg gehad hier in Carletonville om groot name soos om Angus en Johnny en die ouens te hê. En nou is dit nie meer nie, toe het ons gedink ons gaan vir Johnny hiernatoe nooi. En ons het hierdie naweek nou ons ons manne naweek gehad en dit was so lekker. Ja, was awesome. Hier is julle Johnny Lou. Hy het die handrem afgehaal, hy het die petrol getrap, hy het hom gevat, hoor. Ons moes net ons safety belts aansit van Vrydag aantal wat hy met ons leiers gekuier het en net lekker gelag en gekuier, die ys gebreek en toe Saterdag die manne kom bedien hierso met 2 sessies. Ons het vir David Simon gehad van Camp David wat ek in Zimbabwe ontmoet het, wat sy getuienis gegee het. En dit word alles uitgesaai op ons Siloam YouTube kanaal. So dit behoort teen die einde van die dag net Dylan. Behoort dit uit te wees en julle kan na al daai gaan kyk en natuurlik het Johnny ook vir ons die diens gedoen Sondag en dit was 'n vrouediens en ek kon nie vir 'n beter mens gevra het om in die vrouens se harte in te praat Sondag soos wat hy gedoen het. Ons het so lekker gekuier saam met hom. Ons bid vir Johnny Lou, ons bid vir sy bediening. Mag hy net geseënd wees waar hy reg oor die land gaan. Ek weet hy's by die Kaap Mighty Men in September. En in Bosveld. In Bosveld Mighty Men. So hy is oral daar betrokke. Asseblief kyk hierdie ou. Hy het regtig 'n anointing om reguit te praat en in mense harte te praat. Die eenvoudige gospel. Dan mag dit vir ons almal 'n les wees dat ons soos Paulus kan wees, sê ek myself voorgenem en niks anders te weet as Jesus ons kruisig toe nie. En ek weet nie of julle nou op die opname die wind hier buite kan hoor nie, is Siberies, nie koud is van ons land. Dit is so koud dat ons kerk se heaters, goed wat onder die banke is, nie werk nie en ons het vanaand uitgestel, die Matteus. Maar daar's genoeg goed om te kyk op ons kanale, so wat jy vanaand knus by die huis kan kyk. Maar voor ons aangaan met wat die Here op ons hart gelê het vandag, kan ons nou na die advertensies kyk met Dylan. En ons wil net vir Dylan dankie sê agter die skerms. Hierdie man is besig met ons goed. Hierdie naweek het hy gebuig en Amber net vir julle albei baie dankie sê vir wat julle doen om vir ons hierdie goed bymekaar te kry. En soos die weke en maande aangaan, raak ons net al hoe beter en ons het groot drome hierso. Bid saam met ons. Ons is besig om hierdie kerk op ons naam te kry, sodat ons die dinge kan doen soos ons het wil doen. Ons arme koningskinders, ek is nou al weer by Duet, by ons arme koningskindertjies speel by die ruite uit, so klein as die klaskamertjie of 2 wat ons het hierso, en ons kan nie wag het, Tinus, dat hierdie plek nou op ons naam is, en ons kan die kinderkerk begin bou nie. Yes, dit gaan allemaal soveel blessings wees, en ek het nou Sondag weer gesien, 'n moederskamer, 'n klankdigte moederskamer. Hy sê, my mama skree al so sleg, maar ons het gesê, is 'n spurkerk, hierdie so ons moet dan maar met 'n deal, nee. Maar daar's daarom, ek moet daarom sê, ons koop, met soos wat dit nou is, maar ons kan sien, hoe die kinderbediening, hoe die koningskinders groei, week na week, en ons het juist met Jackie,
ek het met haar hierdie week gesels en sy het vir my gesê, daar was nou Sondag wat verby is, toe Johnny Down hier by ons was, daar was verskriklik baie kinders daar gewees. En sy sê, dit is moeilik om in so spasie soos wat ons het, want dit voel amper vir my, dit was nooit gebou om kinders te huisves, om hulle ook in te bring by dit nie. So daar's klaskamertjies, Tinus? Nee, dis baie klein. Maar in elk geval, nevertheless, ons gaan regtig waar ons kyk nou daarna, sodra die kerk ons in is, dan kyk ons om 'n ordentlike, volle kinderbediening te bou, met multiple klaskamers en 'n groot oop area in die middel, mooi modern, goeie klank, goeie televisie, goeie kamers vir hulle, klaskamers vir hulle, regtig waar, om vir hulle eie spasie te create, waar hulle net hulle self kan uitleef, en saam, jy weet ons het vrywilligers wat elke Sondag hierso is, en regtig waar na die kindertjies kyk, en vir hulle mooi lesse gee, maar hulle kort hulle eie spasie, en ja nee, asseblief, die moederskamer ook verseker, dit is iets wat ons moet bou hierso, ons is regtig waar in need daarvan, ons het 'n plek geïdentifiseer vir dit, en as ek sê, ons kort net om daai rigting in te gaan, maar ja, die planne is daar, dit moet nou nog net gebeur. Maar ons kan nog nie 'n baksteen wegvat of bou vir die plek nie op ons naam is nie. So bid saam met ons, dat hierdie plek op ons naam kom, sodat ons kan beweeg. Ja, en die Here sorg vir ons. Ja, Sorg van die baie pad. mooi vir ons. So die eerste advertensie is ons mannegroep, elke Vrydagoggend, onthou 4:45 tot 6:00, hier by 54 Adda, Carltonville. Kom geniet dit saam met ons manne, dis regtig, baie van die ouens sê altyd vir my met so 'n mannegroep, dis sy kerk. Sy kerk is waar hy saam met sy broers kan wees. En ek wil vandag in besonder vir hom een bid, wat ook nou weer in die hospitaal opgeneem is, wat so sy kerk mis. Hy geniet dit nou daarso. Alright, en dan vroue Bybelstudie, vers vir vers Bybelstudie, Vrydagoggend weer 9:30 tot 11:00, ek gaan altyd so 'n bietjie oor 11, omdat vir die vrouens my nou besig hou, maar ons doen nou die boek van Judas, en ons doen hom vers vir vers, en is dit nou nie lekker om so te kuier nie, en dit word ook opgeneem, julle kan dit op ons Siloam YouTube kanaal sien. En daar so, kyk net daai mooi girl. Dis nou my vrou, Elsie, wat vir ons 'n seminar gaan aanbied oor genadegawes, Saterdag die 19de September van 9:00 die oggend tot 6:00, dis gratis, daar's vir jou ete, en by 1 Petrus 4:10 wat sê, maar elkeen moet die genadegawes gebruik wat hy ontvang het, om mekaar te dien. Dis hoekom daar is, en kom daai dag, en kom kyk het al, het jy dit al gedoen, kom kyk het weer, en kom geniet die dag by ons. Tinus, wil jy nie vir ons hierdie ene afkondig nie, wat gaan nie aan? Ja, lekker, ja, ons het 'n Warrior Bride, dis nou al 'n rukkie, wat ons 'n Warrior Bride hierso in ons area, in ons kerk wou gehou het, maar dit het nog nooit regtig so uitgewerk nie, so ons het altyd met Warrior Brides, ons is ieder in Mossel Bay, of ons is die kant toe, of daai kant toe, of daar in Lynsburg, 7 week spoor, die kant toe, daai kant toe, en so rukkie terug toe vra van die mense wat hier in ons gemeente is, vir ons, hoorie, maar nou wanneer, nou gaan ons nou 'n bietjie 'n Warrior Bride, eindtyd teachings, en ons bedieningssessie van Warrior Bride, hier by ons, locally hou. En toe het ons eers gedink, hoorie sommer, waar in Carltonville gaan ons dit hou, en toe op die ou einde toe besef ons, hoorie sommer, ons het 'n beautiful kerkie, wat ons oor 'n naweek, die hele Warrior Bride kamp oor die naweek hier by ons kerk kan hou, mense kan in en uitry hier na toe, en nog steeds gasthuise rondom, en mense sal van, hulle sal van areas en omringende areas sal hulle kom om Warrior Bride te kom doen hier so by ons. So ons sien baie, dis die 17de Oktober, dis die Saterdag, die hele dag basis wat ons dit doen, en dan dit sal loop in Sondagoggend se oggenddiens ook in, soos wat ons maar altyd doen. En ons wil vir julle nooi, asseblief, as julle nog nooit by 'n Warrior Bride was nie, of as julle meer wil weet oor eindtyd teaching, oor eschatology, of wat is dit in Afrikaans, eschatologie, nee? Eschatologie, dis hier waar so, ek kom reg, né? So, dan as julle meer oor dit wil, oor eindtye wil weet, waar ons nou tans staan, in wat die woord vir ons sê, die tye waarin ons nou lewe, en wat volgende gaan gebeur, wat profesie vir ons sê gaan gebeur, en oor profesie wat reeds gebeur het,
dan is dit die kamp wat julle moet bywoon, want dit is awesome. Ons sluit al ons leiers daarby in, as ons die kamp hier so by ons hou, en almal kan bietjie deel wees daarvan, want arme Jonathan, jy was nog nooit eens op een gewees nie. Die van die eerstes. In Rustenburg, daar In Rustenburg. O ja, dit was hy moet en al by Elgra River Lodge het ook. Ja, hy moet altyd die os inbring hier by die kerk, jy weet, as ons mos nou weg is en ons Ja, los ons hom dan alleen. los ons hom alleen hier, so dan moet arme ou Jonathan na alles kyk hier, so Nog net terwyl een ons keer. nog net een keer, ja. So nee, dit gaan lekker wees om al ons leiers ook by daarby in te trek en kan nie wag nie. Dit gaan baie lekker wees. Ek wil net weer repeat, dit is Saterdag die 17de Oktober en Sondag die 18de Oktober. Lekker, ons het hom daarso. Dan hierso, sy lag vir die dag wat kom, vrouekamp 6 tot 8 November. Daar is 'n vrouekamp wat ons aanbied daar by Elgra River Lodge. Ag nee, Elgra River Lodge. Hier adverteer ek dit heeltemal verkeerd. By Mooiplaas. Sorry Jacole van Mooiplaas. Ons doen dit by julle. Ons doen niks kampe by Elgra River Lodge. Nee, ons doen ook daar by Elgra River Lodge. Maar hierdie een is by Mooiplaas. 6 tot 8 November. Kom regtig Ina gaan vir ons die naweek vat daarso. Ina van Vieren, Pure Pomegranate is haar bediening se naam en dit gaan regtig 'n lekker kamp wees vir die vrouens net om die jaar so af te sluit. Hoe lekker gaan dit nie wees nie? Jy het nou 'n bietjie de mekaar geraak, want ons daar by Elgra River Lodge is waar ons wegbreek, ons einde van die jaar wegbreek. Ja, dis waar ons wegbreek het. Jy moet, Ja. waar is jou, hier is jou dagboek, ekskuus, hy is hier voor jou, so, Ja, hoorie so, nee, dit is toe nou by Mooiplaas, regtig daar is lekker by Jacole by Mooiplaas. Is net as jy in die winter gaan, dan moet jy maar weet, jy Ja, moet dis so fris. ligte frostbite op die ore kry. En dit. En natuurlik die advertensie was die advertensie in van ons Matteus daarso. Ja, Matteus is op Woensdaande wat ons nou doen. En ek en Tinus en Jonathan het sommer nou besluit ons gaan dit nou nie vanaand doen nie, want dit is nou bitterkoud hier. So ons wil nou nie die mense, en weet die mense sal kom hè. Ons wil nie onnodig siek word nie. Ons gaan volgende week net aan wat Tinus vir ons volgende week Woensdag aanvat. En ons doen nog vers vir vers, ons nou Matteus 6, jy het die eerste gedeelte gedoen laasweek Jonathan van Matteus 6 en ek weet nie ver gaan Tinus kom nie. en natuurlik Dylan het nou ons heaterstelsel gebreek, Ja, dis nou wat in die kerk is, so ek meen dit wat ons na die kerk naweek se gewoonlik- manne kom ja. wild gegaan nie so. So nou wat die kerk gewoonlik warm maak op 'n -5 dag soos vandag, nou werk daai ook nou nie meer Hoorie, nie. So hierdie plek voel soos 'n lijkshuis hier agter. Ek wel gister vir Dylan nie, so sê as hy 2 paar long johns gehad het, het dit aangetrek. So why to suffer before it's necessary is to suffer more than it's Ja, necessary. net Ons gaan dit so. nie doen vanaand aan die mense nie. So ons stuur die boodskap uit vandag dat die mense moet maar vanaand dalk hierdie kyk. Moenie te mekaar raak met Siloam Warrior Bride nie. Ons kerk is Siloam gemeente hier in Carletonville en ons het ons eie YouTube kanaal met al ons preke, ons dienste, woensdae, Vrydag, ons naweek seminare soos nou die naweek sal daarop wees. Warrior Bride Reformer podcast is ons uitreikbeen. Dis hoekom ons die goed van Turkye hier opgesit het, die goed van Zimbabwe en ons kampe en al daai tipe goed wat ons die veral oor eindtyd eskatologie aanbied, sal dan nou wees op die Warrior Bride. En dis nou waar ons vandag is hierso. En lekker. Vandag gaan ons net so 'n bietjie recap. Ek het met julle gepraat en wat die Here op ons hart gelê het, sommer so uit die face uit. Ons het niks spesifieks voorberei vir vandag nie. Ons is altyd voorberei. Ripped and ready to go. Maak nie saak wat nie, as hulle 10 is nog wel vir openbaring kan dit aanbied. Ek wil eintlik gehad dat jy mos jou nuwe drukboekie gebring het. Ons wil nou elke keer vir die mense wys. Ek dink ek gaan my kopie hier toe bring, die wat jy vir my geteken het voorin en ek gaan hom hier so sit. En dan kan ons vir die mense wys. Waar is hy oral beskikbaar nou? Wel, hy is op Amazon beskikbaar, maar dit is nog net in Amazon in Amerika. Dan soos ek weet nie hoekom vat dit tyd nie, maar dit vat tyd vir hom as jy op Amazon.com is om hom te bring na Amazon Suid-Afrika toe. Maar dit is in die proses om te kom. Hy is ook beskikbaar op Takealot Ja. onder Jesus is Coming of onder my naam, sê sal dit op enige van daai twee kan kry. Maar ook as jy in die Joy of die Juig magazine van hierdie maand spesifiek kyk, die agterste blad was Gawe so gaaf om vir my 'n mooi advertensie van die boek te maak op die tweede laaste bladsy van die magazine waar daar 'n barcode op is wat jou dan, of 'n snap scan, ek weet nie wat jy dit noem nie, maar daai
kode wat jy inscan en dan vat hy jou direk na die Takealot se page toe waar jy dit kan koop en die boek is R2000. Ja, nie rarig nie. Dit is ek dink hy is R240 is dit vir die boek en as ek praat nou onder korreksie, maar ja, jy kan hom op Takealot kry. Is goed, nee, en hy's mooi geprint, hy lyk soos enige boekie wat jy daar by Koem kan koop. Baie nice, ek meen lekker leesbaar, jou ouer was in so A4 size omtrent gewees, wat nie bad was nie, volkleur prentjies in, maar die realiteit van die saak is dit, alles raak duurder, so alles meer kompak, ander papier, en daar is nie baie prentjies in, maar hy het 'n mooi awesome cover, ek love it, en hy is lekker leesbaar. Swaar. Ja, die ander was swaar. Ek onthou wat die mense gesê het, ja, in Israel wil elkeen so 'n boek gegee, hulle wil die mense wil graag shopping doen, ook hulle tieners so 30 kg boeke. Ja. Jy weet. Sê ek kon nog 2 truie gekoop het vir hierdie boek wat jy vir ons Hoor jy maar, ek wonder hoeveel van daai boeke het in Israel agter die Nee, bootjie is dit daar nou te daar. vaar. Mense Dis goed, hulle kort om dit te lees. Hulle lê aan 'n lys soos 'n Gideons Bybel. You never know, dit sprei al daar in Israel Ja. nou so uit. Ja, mense weet nooit. En ook maklik koppies en Ja, foto's en al. nee, verseker. You never know, dit gaan uit daar, so dis dalk aspres so gewees. Het ek en jy nie op 'n stadium toe 2 Israeliese soldaat meisiekinders het jy mos vir elkeen 'n boek Ek onthou ja, ons het daar by daai plek gaan eet. Ek kan nie kom hulle onthou met waar die was dit. siviele klere dan kom hulle so espionage-agtig van waar af kom julle, wat doen julle, net om seker maak ons vir ons ons verspreide propaganda of iets nie. En jy het vir hulle elkeen 'n boekie in die hand gestop. Ja, net elkeen daar 'n A4 The Bride is Coming gekry, Ja. hè. Hulle ken nog nie Jesus nie, maar hulle is al in Openbaring. Ja. En ek onthou ons wil 'n foto neem en ek wil so vat, soos wat sê, no touching. Ja. Jy vat nie net sommer Ja, hulle is Joodse erg meisie daarop, nie. hoor, ja. Hulle is nie, hulle het nog hulle wette wat hulle streng op is. So ja, van Turkye af, wat 'n rollercoaster ride, ons het wat 'n trip en teruggekom en daarna net so rukkie so toe ons weer Zimbabwe toe en Jonathan was ook hierdie afgelope winter besig met die stropery en is nou klaar en nou, Ja, wat doen julle nou? Nee, ons berei maar die grond voor en so, daarom bietjie stiller. Ja, mense sê die koue het bietjie skade gemaak. Ja, die diere hou nie daarvan nie. Ja. Dit maak bietjie moeilikheid, maar Hoor hierso, Jono, jy preek nou Sondag en in die reeks wat ons doen, jy doen nou vers 3. 3, ja. Ons doen 'n reeks nou Sondag 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8. Ons het so mooi uitgewerk met Johnny wat toe nou hier was. Vir Here gevra. Daar's presies, ek dink ek het al genoem, daar's 8 Sondae en ons doen hom vers vir vers. Jy doen nou weer hier Sondag, dan sit ek en dan Tinus doen die nagmaal Sondag. Dan nou vers 5. Einde van die maand. So wil jy vir ons ietsie sê daaroor? Wat's op jou hart vandag? Na die naweek van Johnny. ja, ek dink die naweek was bitter goed geweest. Dit is baie belangrik dat mans, jy weet, opstaan, maar Johnny doen dit met so baie liefde. En so baie passie. Dis net die Heilige Gees gebruik hom in 'n amazing way. En ek dink dit is veral belangrik vir mans nou in die tyd waarin ons lewe, to be built up, om bold te wees, om te staan op Jesus, op die woord, on the rock, en waar al mure afgebreek word, en hoe die wêreld sê 'n man moet wees. So ek dink dit is bitter belangrik. Mans moet, soos ons mannegroep op 'n Vrydagoggend, men need to stand up and gather together, because who you surround yourself with is very important. Hy bring hom ook reguit, né, John? Baie. Jy sê wat hy sê, dit is die goeie ding. Hy draai nie doekies om nie. Hy sê dit presies soos wat dit is, soos wat die woord sê dit is. En ja, Ja, hy sugarcoat dit hy glad nie. sugarcoat dit. Maar daar's so baie liefde in dit. Ja. You can be convicted, but you know it's not condemnation. Ja. Maar Heilige Gees gebruik hom om te convict en te sê, okay, this isn't the way it's supposed to go. En dis belangrik dat ons as mans, want ons moet die verhouding lei, ons moet, jy weet, dis die vrou en die kinders, en baie keer is dit eers die meisie, but if the man's not leading it properly, or the young man's not leading it properly, then it goes south pretty quickly. En Johnny praat direk op dit af.
So ek is baie bly daaroor. So ja, die naweek was goed gewees en ja, Sondag opgewonde, ek's bly oor die reeks wat ons doen, preach the word. Ja, it must be sound doctrine. Ja. Nou, ek preek bietjie Sondag oor mense wil ouens kry wat hulle pas. Ja. Make you feel comfortable, make you feel, no, it's not that bad. But we are called to be holy because he's holy. En ons moet dit nie vergeet nie. En dis nie legalistic nie, dis nie hard nie, it's just what the word of God says. So, en veral vir ons mans, ek bedoel, Sondag is vir die hele, vir almal, maar after this weekend, it's important because there's been studies done where if the husband follows Jesus, how the family falls into line. But if the husband doesn't, then the percentage is a lot lower for the children to follow Jesus. Hy vat jou daarom aan klomp verskillende emosies in. Een oomblik lag jy dat jou maag pyn en die volgende oomblik huil jy dat jou oë pyn. Ja, dis regtig waar hy's regtig waar gifted evangelist. Regtig en die Here gebruik hom kragtig waar hy gaan. En dit is ook hoekom hom Angus om so gebruik vir die mighty mens waarop hy praat, want ek meen oom Angus, ek is seker hy begin rondkyk vir iemand om in sy voetspore te volg, jy weet wat die vlammetjie kan vorentoe vat, en ek dink Johnny is nogal een van die voorlopers om dit vir hom te doen, of een van die wat hy sal gebruik om dit vorentoe te vat, en hy preek nou nogal relatief gereeld by die mighty mens, en daai tipe van goeders, maar regtig waar en lekker om na hom te luister. Baie lekker. Weet ek sê dit altyd, en ek het, in my humble opinion, nou al Mighty Men bygewoon van 2009 af, as ouens wat al langer in die game is as ek, en daai tipe goed, en ek het al ouens paar sy wat gesê het, hulle is evangelist geluister, en goed, en ja, verseker so, maar hier is daar's ouens wat 'n mantel dra, hoor. En die eerste evangelist ek in my lewe in vasgeloop het was oom Angus. Jy weet, hy was nog Engels ook, en jy weet, soos julle my storie ken, ek was tot teen die Engelse, nog oor die boereoorlog en so. Maar ek meen, daai oom het 'n manier om, die ding van 'n evangelis is, hy moet 'n storie kan vertel. En dis hoe Johnny ons almal in die Bybel ingetrek het, is deur sy stories wat hy vertel. Ek meen, ek vat net soos nou wonder ek toe nou, dis nou Vrouedag, en toe ons nou hierdie hele naweek prepare het ek nie heeltemal vergeet, dis Vrouedag. En ek het nou 'n grappie gemaak, ons het dit nou as Aspris gereël, dat Saterdag die manne kan hoor om beter manne te wees, maar hy trek daai vrouens Sondag in. O ja. Toe hy die storie vertel van hierdie 5'4" vroutjie, wat op haar man se hart sit, hy praat maar so. Nee, hy vrouens is dadelik ingetrek in die storie, en trane spat. Hy gebruik die voorbeeld van sy ma, hy gebruik die voorbeeld van sy vrou en sy eie huwelik, en as jy daar uitstap, verstaan jy, en die manne dieselfde. So ek sê net, as jy jouself evangelis wil noem, nee, moet jy die pad al gestap het, en jy het 'n maturity aan jou, van hy self, wat soos op Engels ook altyd gesê, deur die olyfpers was. Jy weet, jy's gerefine, en jy is nog nie daar nie, niemand van ons is daar nie, maar en jy moet 'n storieverteller wees, man. Ja, jy moet kan stories vertel. En veral toe hy daar so praat van die vrouens, die klein vrouens wat hulle oë so rol, kan ek die tannies in die kerk sien, hoe stampel hulle man so in die sy, en sê, hoor jy daar? Hoor jy daar? Hy het haar oë so rol, sy beheer haar man met haar oë rol. Yes, en het was net vir my, ek het net weer besef, soos ek vir julle gesê het, en vir die res van die leiers gesê het, die jare nou in kerk het ek, moet ou nooit jou roots vergeet van hoe ek groot geword het, ook in Mighty Men en al die tipe goed, en die rou eerlikheid waar mans kan opstaan, maar ek kan assosieer met dit, en hy praat met manne se harte, en die evangelie praat met ons harte. Dis hoekom Paulus sê, ek moet dit net vir ons lees voor ek het butcher, 1 Korintiërs 2 wat hy sê so, en toe ek by julle gekom het, onthou nou Johnny Louw die naweek, en julle asseblief gaan kyk het op ons kanaal, onthou toe ek by julle gekom het, boeties, het ek nie aan julle getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie,
Ja, kom ons verduidelik nou vir jou, wat is 'n apostel? Hoorie man, jy verduidelik vir my, wat is 'n apostel deur jou houding? Wysheid nie, want ek het my voorgenem om niks anders om julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. In sy boodskap die naweek was Jesus heel voor. Ja. Heel voor. Ek was by julle in swakheid. Hy het sy swakhede genoem. En in vrees en veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En hy het die hele naweek sy swakhede genoem, van sy swakhede, en vir ons vertel wat God met hom gedoen het, in sy huwelik, in sy verhouding met sy ma, sonder 'n pa groot geword. En dit is wat manne wil hoor. Ja. Jy weet, so ek sê net, as jy jouself evangelis wil doen, moet jy nie meer laity wees nie. En ons almal is op 'n stadium laity, jy dink jy's 'n man, jy's nog 'n laity. En hierdie ou stuur jou lyfpers, en ek kan hom, is nou nie hier om vandag vir Johnny Lou te promote nie. Is nie nodig om te promote nie. Nee, dit is nie. God promote hom. Maar rarig, hy is 'n man van God, en om Engels man van God, en jy weet, dit is waar ons Vrydag aand gepraat het, as jy met oor leierskap praat, sort goed soos 'n man uit. Weet, moenie goed op e-mail uitsort nie. Wat 'n nonsens is dit? Jou slap, ek wil amper sê slap gat, maar ek mag dit nie sê, maar het ek dit nou. Nee, is okay. Asseblief, sort dit uit soos 'n man. Praat met mekaar. Sê hoor jy is van die pad af. Of wat ook al. Maar nou is ons so corporate. Nee, en dis wat mense kom bietjie kaart met wil toe, sê ek altyd. As jy met die manne hier wil praat, jy gaan met 'n man praat hier so hoor. En dis dieselfde oor as man. Boere, mense, praat met mense. Weet, moenie kom agter 'n geestelike vlaf wegkruip en goeders nie. En ons is sy stories goed wat ons nou oor gaan praat nie. Van hoor jy voordat jy nou te kwaad word hier langs my goeders. En dan dit was doopsondag op Sondag gewees. Ja. Ons het net die storie, want ek kan sien hy is kwaad net so. Net so 'n bietjie die rigting. Maar wat ek net sê is net Tinus, voor ons nou die doop toe gaan hè, ons moet mekaar soos manne praat. Ja, ons moet. Ons moet dit uitsorteer en evangelis soos Johnny nê, bring die rouheid van daai emosie uit. Nê? Ja, en natuurlik het ons toe nou die doopbad opgestaan, Saterdag. Niemand het Saterdag gedoop. Ja. Ons het Sondag gedoop. Maar 'n klomp mense as gevolg van die naweek opgekom. Wel, daar sou oorspronklik 3 gewees het. Toe so omtrent op die ou einde is daar 10. Ja, ek dink dit was 10, 8 of 10. Ja, 8 of 10. Maar dit is so. Ja, kyk, ek wil ook net sê daar waar jy op nou is van die flaf en daai goeters. Ek meen en van nie direk met mekaar praat nie. Ek sien al hoe meer daar buite hoe kerke opbreek as gevolg van agteraf praat en nie direk na iemand toe gaan en jou probleem en die probleem wat voor jou is direk te gaan uitsorteer nie, want op die ou einde van die dag is die probleme maar tog by ons as mense. Dit almal van ons het dit. Jy weet, maar deur te skinder en dit vir ander mense agteraf te gaan vertel, sorteer nie die probleem uit, dit maak dit net erger. So dit is baie beter. Dis soos jy sê, dit is regtig waar, dit is beter en hy het ook daaroor gepraat toe Johnny was die naweek om te sê hoor hierso kry net 'n bietjie woema. En praat net reguit. As jy ongelukkig is oor iets, sê jy is ongelukkig hieroor of sê hoor hier's wat my pla, hier's waarmee ek sukkel. Nie agteraf nie dit vir jouself hou nie. Dit is hoekom ons hierso is. Dit is die kerk, is die hospitaal hierdie. Ons kom hier na toe juis om gesond te word, né? So en die grootste genesing wat jy kan kry is daai van so dit moes nou al hier gekry die naweek en ons het alles gekry. Mense is easily offended. Jy weet en Jesus gaan jou help om oor dit te kom. Veral as jy tussen manne is. Jy weet en 'n kerk is. Moet nie easily offended wees. There was going to be an opportunity to be easily offended. So offend. Jy het my nou so, wat sê Afrikaanse woord nou, verskrik maar 'n taalse woord. Jy het my nou so geoffend. Ek kan nou niks aan nou op die woord. Maar daai wortel kan so diep loop nie. Daar is al so baie probleme in jou lewe verloor. Dis daai offense. Daai offense. En dit is klein goedjies. Maar ja, dis veral en dis hoekom you don't need to first go chat to 13 people before you sort out the problem with the person you've actually got the problem with.
En ek het vanoggend 'n ding geluister en ek het vir Dylan gesê, is daai, ons moet ophou skinder van ander mense van God. En ons almal is tog op 'n mate skuldig aan. Jy weet, sê nie maar jy wil nou praat teen een van die groot predikers in Amerika en alles. Ek het nie net genoeg geluister, weet nie wat Derek Prince was of wie nie, maar Openbaring 12:10 sê, een van die name van Satan, he is the accuser of the brethren, don't you be. Daar is een accuser of the brethren, moet jy nie dit wees nie. En ons is ons accuse die brethren. Het jy gehoor weer die pastoor van daai en daai kerk? Het jy gehoor dat hy nou weer gedoen het? So jy's ook nou sommer the accuser of the brethren. Nee, dit is so. En 'n ou moet pas op vir dit. Maar dis ook wat die woord sê, it's Proverbs or something. Hierdie is nou, ek vergeet die, maar it goes around, there's, I think it's six things God hates, but the seventh one he abhors, which means, is nou, jy weet, jy moet nie sien toe gaan nie. And that's when a believer sows division among other believers. En dit is it's gossip. En dit is ernstig vir die Here, hoor. Ons lewe in 'n tyd waar almal 'n sê het oor of iets wil sê oor iemand of oor 'n ministry of oor 'n en nie almal is reg nie, maar 'n mens moet pas op vir die platform, want dit is nou maklik om 'n platform te hê. You really need to have discernment and wisdom, godly wisdom, as jy oor ander ministries en ander mense en so aan wil praat. Daar is ons het nou dag ons daaroor gepraat. Ek weet nie wie daaroor gepraat nie. Ek het vir daai teaching aangestuur van wat is daai swart prediker wat nou dood is se naam? Want jy het nie geweet is dood nie, daai Wody Bacham. Ja, Ek dink is hy, ja. Hy het ook toe Uganda toe gaan, hy is in Uganda dood, in sy hart of iets, ek weet nie wat nie, maar hy het gesê, hy noem die ouens by die name, want Paulus het. Alexander, hoor nie enige, die kopersmid, pas op vir hom. Jy weet so, daar is 'n plek om te sê, maar die verneintheid om agter mekaar se rug te skinder en ouens aan te kla van goed en al daai dinge. Dis waar daai wisdom and discernment inkom. Ja. Ek onthou Johnny het ook, hy nou, ek kan onthou was dat hy dit Vrydag aand terwyl ons die leiersmeeting daar gehad het, of die gathering gehad het, en Saterdag het hy daaroor gepraat, toe sê hy van, dit vat net een vonkie, né? Om 'n hele veld, want hy sê, dit was sy vision geweest toe hy in Carleton wil inry, het hy die oop velde gesien met die mieliekoppe wat daar lê, en die koringkoppe wat daar lê, en die gras wat lê, en hy sê, en dit vat net een vonkie, om daai hele veld aan die brand te steek. En hy sê, dit is spesifiek woord wat hy vir ons gehad het vir Carleton, hy sê, dit vat net een vonkie, een kerk, om regtig waar die vonkie aan te steek, en dan sal al die ander sal bykom. Hy sê, ons sal almal deel word onder een saambreel, en dit sal, Carletonville sal weer Carletonville word, soos wat ons Carletonville onthou het. Jy weet, waar dit netjies is, waar daar goeie governance is, en alles, en dit vat net een vonkie vir 'n ou, om die veld aan die brand te steek en dit te doen, maar dit vat ook net, op daai gesprek, ook net een vonkie, om divisie te saai in 'n kerk. Verdeeldheid te saai in 'n kerk, jy weet, en want daai loop ook soos wat dit vir die goed kan 'n veldbrand kan veroorsaak, so kan dit vir die sleg, 'n veldbrand veroorsaak, en daai divisie wat in die kerk is, kan net, dit breek kerke op. Ja. Soos ek sê, ek het dit nou al by soveel verskillende plekke gesien, waar jy dink, hoor jy, kyk hoe staan hierdie kerk saam, kyk hoe groei hierdie kerk saam, en dan ewe skielik kan hoor jy net, daar's divisie, daar het geskindery gekom onder die mense, en veral onder die leiers van die kerk, en voordat jy sien, dan split die kerk op. Breek die unity. Weet jy wat's belangrik met dit, sorry Jace, is humility. Ja. Humility. Nee, verseker. En ons almal kan aanwerk. Ja, nee. Niemand van ons is daar nie, niemand van ons is arrive nie. Maar dis hoekom dit so goed, en hy het daaroor gepraat die naweek, maar hy weet nou nie wat in Carletonville aangaan, en ons Carletonville Breach Builders, wat Mike was hier Saterdagoggend, ek wil nog eendag van Michael kry vir 'n podcast, ons 'n bietjie met hom kan gesels, oor wat in die dorp aangaan met ons Breach Builders, en ons reeds komende maandag, nou wat sal die datum dan nou wees? Dit is die 17de, bid ons saam weer as kerke by 'n spesifieke kerk in Carletonville, as jy wil join, kontak ons asof jy sê waar dit gedoen word, en dan volgende donderdag hier by ons gemeente is die Breach Builders vergadering, waar al die leiers van daai kerke
en leiers in daai kerke dan nou by ons bymekaar kom en ons kuier saam en ons breek bietjie brood saam en ons gesels net. En ons bou verhoudinge. En dit is verskillende kerke en daar was nou al, en ons kan dit maar vir mekaar sê hierso, daar was nou al verdeeldheid wat plaasgevind het, maar kom net oor dit. Doen alles in jou vermoë om jou grievances op sy te sit. Ons gaan nie almal teologies oor alles saamstem nie, maar waar daar unity is. Ja. Ja, dat is As dan net huge. 2 of 3 kerke kan saamstem oor 'n saak, kan ons, dit is so aangenaam vir die Here, en ons kan berge versit in die atmosfeer. Ek het baie nou daaraan gedink die afgelope tyd oor omdat ek nou die boekie Judas doen en het gaan nou oor gevalle engele wat toegesluit is en alles en ek het toe vir die mense nou so 'n bietjie vir die vrouens so 'n bietjie 'n paar goed verduidelik en op my navorsing nou van die engel Michael, jy weet nou selfs in Daniel waar hy nou gebid het, Daniel en dan die sterk man of die koning van Persie om nou bekeer en hy sê hoor ek is nog nie klaar nie, my volgende fight is Griekeland se ou, want na die Medes en Perse het die Grieke mos toe opgestaan, so daar's heeltyd 'n sterk man en 'n beweging agter dit en ek het baie van myself sê okay maar nou hulle is almal nou uitgeklee en dis nou gebreek in die Nuwe Testament, maar dit is nie. Dit is nie. Jy kan maar sê wat jy wil, maak nie saak hoe sterk jy in die bediening is en hoe waarheid jy gekry het nie. Daar's dit goed wat teen jou kom. Ek meen, daar's nie een prediker wat nie aangeval, of jy wat dalk vandag luister of vir my sê, daar's nie een wat aangeval word, op een of ander manier nie, of in jou huwelik, of in jou gesondheid, of in enigiets, daar's heeltyd 'n sterk man, wat teen jou staan. Toe sê die ou wat ek nou geluister het, wonder hoe lyk die sterk man wat vandag in Amerika opereer? Jy weet, want daar's een. Ja, nee, verseker. Wat sien in Suid-Afrika opereer? In Suid-Afrika kan ons sien dat daai hele is soos 'n kanker wat in Afrika inkom van korrupsie, afbreek. En dit is sad, ek kyk 'n ding, 'n ou flietjie naweek van Alain Delon. Ek hou van 'n daai Franse akteur. Frankryk 1962. En daai ouens se paaie en krag werk beter as ons in vandag in Suid-Afrika in 2026. Maar dit is die ding wat oor Afrika is met korrupsie en agteruitgang, potholes, vrot water. Ons as kerk moet dit resist. En teen daai goed bid, sodat ons net weer met 'n fliek of 'n switch weet ek het krag vir die volgende jaar. Ja, is asof daai strong man is oor gebiede, né? Maar nie net oor gebiede nie, dan is dit ook oor individuele. Ja. Ek meen, ek sien net hoe meer 'n ou groei in die Here, ek dink is die regte woord om te gebruik, hoe meer 'n ou groei in die woord en wat die woord vir jou sê en goeters wat die Here op jou hart lê begin aanpak, take wat hy vir jou gee om te doen begin aanpak, hoe sterker kom hy resistance. En ek het vir Jacy vanoggend gesê, ek meen ek het vanmôre, ek weet nie wat depressie is nie. Ek het dit nog nooit geervaar in my lewe wat depressie is. Ek sê vir hom, maar vanmôre staan ek op, ek voel, jy sien my lyf, dis nou na hierdie hele naweek wat ons nou, ek meen 'n fantastiese deurbraak naweek gehad het, hierso op soveel gebiede, mense wat gedoop het, mense het hier gedoop, sonder om nou name te noem, wat ek in my lewe nie gedink het, sal naby 'n doopbad kom nie. Regtig, ja, nee, en dit is net amazing. En hier net al die eer. Yes, hoorie, dit is incredible. Ek is so emotional om te sien hoe die Here mense se lewens verander. En hulle, jy weet wat ek sê, stelselmatig en sê, oes, wil jy so, jy weet daarom nie of hierdie ou dit, of hy gaan commit vir dit nie, né? En dit is gewoonlik wat jou die meeste surprise. Ek sê, die wat jy die minste van verwag, wat jou die meeste surprise. Dan sien jy, hoor jy so, maar as die man gaan vlamvat, of die vrou gaan vlamvat, né, dan gaan hulle hierdie koninkryk shift. Hulle gaan regtig waar shift in die koninkryk, en hulle gaan groot verskille maak. Maar wat ek wou sê is, ek het vanmôre nou, na hierdie naweek, het so 'n bietjie erge backlash van die naweek gehad wat ons nou gedoen het, en ek sê, ek staan vanmôre op en my lyf is seer, en ek voel nie lekker nie, en ek is besig,
julle kan nou sien ek kort om 'n paar kilos gewig te verloor en ek het Jy lyk al baie goed. ja, Ja. ek laasweek gaan klim ek op die skaal, dit is soos daai Jan voor die dieet en Jan na die dieet, maar dis presies dieselfde foto. Jy het al 250 kilos en 150 kilo. So dit lyk Al die koers het al so geld gebos. So wil jy net my sê al die tuna slaaië wat jy ek is baie depressief, maar ek gaan laasweek, ek dink toe nou by myself, ek gaan nou net so vinnig op die skaal klim en dan gaan ek nou en die skaal wys, ek het 6 kg verloor. Man, ek is so excited, ek het 6 kg verloor en vanmôre toe ek op die skaal klim, toe ek 6 kilos weer opgeet. Nou, wat se skaal het jy? Ja, ek sê die bokpas bokpas. Maar toe kom ek agter, ek kan voel my ring, nee, kom nie op my vel, Ja. dis water. Dis water wat in 'n mens se liggaam is en obviously nou met die niertjies wat ek nog so 'n bietjie mee sukkel en goeters help dit nou nie. Maar dit is die vyand wat hy ou kom, hy maak jou deur daai goed so negatief, nê, dat jy wil opgee. En onmiddellik voel ek, jessie, hoor hierso, maar hier's 'n depressie wat oor my, dit voel soos 'n depressie wat oor my kom. En funny enough, op daai stadium, ek sê vir JC, toe bel ou Gawie my van Joy Magazine, van die juig tydskrif. En hy sê vir my, hoor hierso, die Here lê net op my hart vanmôre, ek moet jou net die Here van sy my nou net van sy nuwe beste vriend. Grappie tussen hom en my. maar ja, so en hy bel vir my, hy sê vir my Tinus, hoor hierso, hy wil net hy voel die Here lê my op sy hart vanmôre, is daar iets fout, is ek okay? En goed, ek tik toe vir hom terug en ek sê ek voel so 'n bietjie vanmôre, ek sê ek voel dit voel weird vanmôre. En ons het net gesels en hy het vir my gebid en of sê hy bid vir my en ek hoef nie te stres nie en net 'n bietjie bemoedigende woorde en daarna dan staan jy op en jy gaan in autoriteit en jy sê hoor jy enough. Want toe, dan kom jy op 'n plek waar jy nou sommer vererg. Jy het nou, ek het my vererg in die kar en ek het al 'n paar lelike woorde daar gesê in die kar en ek het net besef hoor hierdie fight wat hy nou daarvan praat, Ephesians en daai wat hy daarvan praat, jy weet van die sterk manne en wat jou traai net onderdruk die hele tyd, dat jy net moet moed opgee. Dit is wat hy wil hê jy moet doen. Hy wil net hê jy moet moed opgee en dit almal se fight is. So. Ja. Maar vanmôre spesifiek met my was dit so gewees. En toe dit my laat dink aan ek sal nooit vergeet nie. Ek weet nie hoekom het hierdie ding by my opgekom nie. Ek sal nooit onthou nie of nooit vergeet nie. Ek het vir Rodepoort daai jare nog rugby gespeel en ons het teen UJ. Dit is mos nou vandag is dit nog steeds dit weer terug UJ. Kyk na my, ek sal nie weet. Nee, dit was altyd die Randse Afrika RAU, ja. RAU gewees. Nee, dit is wat dit altyd was en toe daarna verander dit na UJ toe. Maar ek het vir Rodepoort gespeel en daar was 'n Springbok skramskakel. Ek wil nou nie die naam noem nie wat vir RAI gespeel het want gewoonlik het al jou Springbokke het maar van RAI afgekom wat uit ons area uit die Gauteng area uitgekom het. En ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n kaptein gehad in ons span en hy het gesê hoor hierso as ek hierdie call gee dan maak dit nou nie saak wie voor jou is nie want as ons die game gaan verloor gaan ons ten minste die fight wen. En in elk geval ons breek op met 'n skram en hy skree hierdie call en die eerste man wat voor my is hierdie klein skramskakel en ek dink dit gaan nou die maak. Ja, dis sulke tyd. En ek het net my vuisie so een keer opgelig en toe ek weer wakker word. Toe daai klein mannetjie, né, daai skramskakel my soos 'n paslaken opgevou. So, né? En hy het vir my gaan bære en ek het gaan lê en slaap daar op die grond en toe ek net gesit en dink, nee, dit is echt die fight wat hy fight en dit het net by my opgekom vanmôre, die fight, daar is so reël. Ek meen mense sê altyd, hoorie, Satan is dat Jay het dit al baie gesê. Hy sê hy het die krag van 'n slak, né? As jy in koninkryk opereer. Ja. As jy in koninkryk opereer, as jy nie in koninkryk, as jy hierdie ding aanpak met die verkeerde intensies of om nie voluit vir die woord te gaan en voluit jou hart vir die Here te gee nie, dan is dit nie 'n slak nie. Dan fight jy iets baie sterk. Dan sien jy in sy terrein. Jy fight in sy in sy ballpark en dit dan wanneer hy jou so vou soos hy mannetjie vir my gevou, dan vou hy vir jou op en hy bære vir jou. Hy bære vir jou. Ja. Nee, maar as jy weet om in Kingdom te fight en jy weet om dit teen te staan en goeders, dan kan jy daai fight. En ek promote nie fight nie. Dit is net 'n storie wat by my. Ons het daaroor gepraat, nê, en ons het nou baie mense wie ons bedien en alles en ons sal altyd oop wees om mense te bedien. Maar mense moet net besef,
ons almal gaan deur fights. Ons almal moet in die oggend kies om op te staan, jou skoentjies aan te trek en werk toe te gaan. Nee? Om te gaan sit en sulk en dink dit gaan regkom. Dit gaan nie gebeur nie. Maar nou sê jy, nou is daai slak nie meer 'n slak nie. En wat ek bedoel daarmee, soos Andrew Womack sê, in die fisiese het 'n slak meer autoriteit op hierdie aarde as wat Satan het. Maar as jy in sy domein gaan operate van depressie, swaarmoedigheid, vrees, selfbejammering, dan is jy in sy area. Jy's in die ryk, Willem Herberg sê van 'n polisiewolfhond, hy word vasgemaak in 'n ketting, so, en buite die ryk van daai ketting is die sharp. Maar moenie gaan speel in daai nie. En die grootste goed wat ons sien, veral met weer soos die, is swaarmoedigheid, depressie, selfbejammering en al daai tipe goed. 'n Mens is nie gemaak om heeldag by die huis te sit nie. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Nee. Jy is nie gemaak om heeldag by die huis te sit. Ek kan my getuienis van my pa vertel. Hy sal seker nie omgee nie. Hy het ook 'n vroeë pakket gevat en hy het by die huis gewees die eerste ruk. En dit ontklaar gemaak. Tot hy weer begin werk het, elke dag gery het te staan om te gaan werk, teruggekom. Ry. My pa is amper 80. Hy het nou nog vir 'n nuwe bakkie gekoop. Hy doen vir 'n sekere firma assessering op landerye op en af hy's besig. Maar nou kry jy ouens wat ons ouderdom is. Vir Jonathan en jou nie, maar 50, 52, 53 Jonathan, wat sê nou 26. Wat? Hy is al 38. Hy lyk net ons ouder. Ja. Hey, daai boerdery. Wie sê Johnny, daai grond gaan vir jou werk goed. Ek dink dit lyk nogals goed, maar dankie. Ja, maar jy lyk goed. Grap. Ons assosieer jy met daai ou wat na 'n SEAL team reeks speel. Ja, Dit lyk goed. Dankie man. Ek ken nie ou se naam onthou nie. FBI Miami. Hoorie? En wat oud is. Want hy sit. Jy kan nie sit nie. Nee, Dis hoekom die koninkryk is 'n doen ding. Maar ook wat ons die naweek gehoor het, van Vrydag aand af is, dat die koninkryk gaan jou kos. Dit gaan vasvat kos. En ek hoor 'n interessante ding, ek wil nog die artikel lees wat een ou geskryf het. Everybody's called, but not everybody's sent. So maar, ons weet ons is gesend. Al die van ons wat hier sit. En selfs Dylan en Amber, 'n sent mense. Baie, ons moet nou die kry dat die mense gekol word. Maar as jy gesend word, gaan die veld alles as hy vermoed doen, dat jy nie sent nie. Hy gaan jy in die bed wil hou. Ja. En dis hoekom jy sal aangeval word. Ons moet sê, hou op as jy vir eer aan die Satan. Ek gee nie eer aan die Satan, dis realiteit. Kom jy na ons wyk toe, dan sal ek die realiteit wys van wat Satan kan doen. Ja. Right? Ek werk as 'n pastoor elke dag met mense wat stikkend is. En God wil hulle gesond maak, ons wil vir die evangelie gee, maar as hy die evangelie gekry het, en die koninkryk en die krag van die Heilige Gees, moet ons daai persoon leer soos 'n ding wat opgewend moet word. Jy moet momentum kry nou. Jy moet uit jou gat uitkom. Ja. Want daarso is in hierdie area, ek weet nie wat die sterk man is van die area nie, vir mense wat, ek het my nou so vererg vir my baas, ek loop sommer. Jy het nie geld nie, jy het niks, maar nou vererg jy vir jou baas en dan gee op. Jy kan dit ons nie doen nie. Jy is 'n man met 'n verantwoordelikheid om te gaan werk, sodat jou vrou en kinders kan eet. Nee? En ongelukkig is dit in die ekonomie vandag so die vrouens moet ook werk. Verby is die dae wat mamma by die huis kan sit en huisvrou wees en as pappa vanaand by die huis kom, is die aandete en die vetkoekies reg en die sop prit al vir 'n uur of 2 op die stoof. Nee. Mamma's moet werk, kinders het nou snotneus en is siek nou en is nou vasvat tyd. Jy weet, so dis moeilik daar buitekant. En ja, ek glo nie dis, jy weet, want mense kan sê wat hulle, the battle is real, die woord sê dit. Die woord sê ook resist the devil. Ja. You must resist him. Resisting means you got to come against. Ja. So, jy was nou baie met training en wat jy altyd gedoen het in die polisie en goed, but you must know your enemy as well. Ja. Jy moet hom ken. Jy moet weet wat hy gaan doen. Ek kan sien in my lewe waar hy sekere goed probeer. Jy kan sien in jou lewe, jy kan sien in jou lewe. It's a pattern that he'll use en dis hoekom dit so belangrik is om, jy weet, sekere goed te breek. Ons weet wat is ons swakpunte. Ja.
en ons moet teen dit staan en dis nie verniet dat die Here so of die skrif so aangaan oor what we need to do from our side. En dis nie moeilike goed om te doen nie, maar it's an intentional decision. En ek gebruik altyd hierdie vers, maar ek dink is meer belangrik as wat meestal mense besef is, you will enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Because that is a renewed mind. Verstaan jy? So if as hy jou daar wen, hierso. Ja. En ek weet in my lewe is dit ook so. Elke dag. Ek moet so staan. Ek wil amper vir jou sê, ek gaan dalk nou baie mense se tone trap as ek hierdie nou sê, né? So verskoon my, maar laat dit nou maar so wees, as dit nou maar so wees. Ek voel net altyd, né? As mense daar buite sê, hoor jy so, ag nee, wat hy, ons gee ver te veel eer aan die duiwel, né? Dan wil ek amper vir jou sê, dalk speel jy dalk te veel in sy courtyard. Ja, want hy pla jou, jy pla hom nie te veel, as hy jou nie te veel pla nie, né? Ja. Want ek sien dit net dood eenvoudig te veel vir mense wat regtig waar, en dit is so, ek noem hierdie voorbeeld baie, en ek sê, hoor hierso, klim bietjie van die MSC Symphony af, né? En dan gaan klim jy bietjie op die USS Alabama op die warship, né? Teen Satan. Dan gaan jy sien wat teen jou opstaan. En ek sien dit net dood eenvoudig te veel vandag van as jy teen daai evil, teen die donker koninkryk opstaan, né? En die lig begin deur jou skyn, dan kom Satan met alles wat hy het. Dan sien jy hierdie is nie 'n fight nie, jy gee hom te veel eer nie. Nee, ons gee hom nie te veel eer nie. Dit is wat dit is. Hy kom met alles wat hy het teen jou, om jou te stop, om jou te maak op jou in 'n plek van depressie in te kry, om jou te maak selfmoord pleeg, om jou te maak jou job los, om jou te maak opgee op jou finansies en net happy te wees om liewers by die huis te lê en niks te doen nie. Ne? In plaas van om regtig waar meer in te pres op die woord en meer daai fight te fight. Maar dis wat ek sê, dit voel vir my altyd die mense wat dit sê, wat sê hoor hierso, ons gee aan hom te veel eer, né? Is dalk nie heeltemal in die court waar jy moet wees nog nie. En die fight is nog nie reël vir jou nie. Want jy is nog nie heeltemal daar nie, maar soos ek sê, dit is... Dis eintlik maar hierdie is nou my opinie, maar ek dink daai is 'n groot, as jy nou kyk na ons dorp, né? En baie van Suid-Afrika, mense is moedeloos. Want ek was there's no vision and there's no hope. En ek dink baie van dit dis hoekom openbaring ook so belangrik is. It stems from a place of you've got a picture of 70 years in your mind or 50 years in your mind, depending on, ek weet nie wat ons average age nie. Maar if I look from an eternal perspective, is daar 'n verskil in hoe ek optree. Is daar 'n verskil in hoe my visie, how my vision is shaped, how my purpose is shaped, how my focus is shaped. If it's eternal, dan weet ek, okay, what I do today matters. Al is die weer soos wat dit is, maar vandag wat ek doen is belangrik. It's got an eternal impact. How will it impact eternity? Jy weet, hoe gaan dit lyk as ek 70 is? Mens weet nie, but you can't have that mindset of, okay, it's just this life. You must have an eternal thing where you say, okay, this is gonna, ek bedoel, how did this weekend impact eternity? Massive. Maar as ek nie daai fokuspunt het nie, dan gaan ek vinniger, of dan sien jy moedeloosheid. So mense, of ek kry geld en, jy weet, dit gaan klaaswaar, ek gaan nou maar 'n bottel iets gaan koop en it is what it is. Opgegee. You give up, because there's no vision and there's no hope. So, and that's what the enemy does. Dis wat hy doen hierso. Veral hierso, en seker so in baie ander dele ook, maar veral hierso is, you steal vision, you steal hope. Jy kan gaan na baie hoërskoolkinders in hierdie dorp, daar's nie visie en hoop nie. En I'm generalizing a bit, maar ek het skool gegee in die hoërskool. So jy's meer as bereid, as jy in daai opset is, om maar die drugs te vat, die goed te rook, te gaan drink. Ek wil jy's 16, jy's 15, jy's 14, and you don't have vision and hope. If he's taken it there, then, en dis hoekom dit so belangrik is wat al die leiers en Mike en almal doen in hierdie dorp met Pray for Carletonville. As jy daar regkom met die jeug, and you start raising them and teaching them, en jy doen dit net in liefde. Jy doen dit nie omdat hulle, een ding wat ek geleer het van die jeug
veral in hierdie dorp is hulle net so dan weet hulle jy praat nonsens. Ja, ag nee, Dit is net so. So ek dink daai is baie belangrik vir wat gebeur in die dorp en net just the general perspective of this fighting, the spiritual fight. Ja, soos ons maar sê het, in hierdie dorp van ons is daar niks vir die jeug om te doen nie, eers op 'n naweek nie. Die straatligte werk nie, hierso is hoeveel hoërskole hier? 4. Ja, 3 of 4. 3 of 4 as jy nou ja. En elkeen van hulle, as ek net die 3 Kaapnawil hoërskool vat, wat is die hoërskool wat jy was? Wonderfontein en dan nou CJ is die ander een, nee. Ja, Wonderfontein, CJ en Kallies. En Kallies, so daar's 3 van omtrent 1000 kinders elk. En elke, so is 3000 kinders waarvan ons weet wat niks het om te doen op 'n Vrydag aand nie. Op Saterdag aand. En is ook niks vir hulle gekreëer om Is niks gekreëer vir hulle nie, is net niks. Nee, behalwe as jy ouers geld het om sport toe te gaan of hoompie. That's that. Nee, so wat doen die kinders? Sit by die huis wat ook al. Maar in die lewe en ek het in my lewe al 'n paar goed gedoen en dit was nou gedog nou dis nou dit. Maar dis tydelike visie. Dis waarom dit so erg is vir my dat as gemeente of gemeentes, wat is die visie wat jy vir die gemeente gee? Jou kerk se visie. Dit is nie goeie visie nie, dis tydelik. So die eternal visie wat jy van praat is dat Jesus kom. En maak nie saak of hy nou in my leeftyd kom en ons almal bid, soos ons nou verduidelik dat dit in ons leeftyd sal wees, maar ek weet nie of ek vanaand by die huis gaan uitkom nie. Verstaan nie, ek hoop ek kom vanaand by die huis uit, maar as ek nie, dan gaan ek hemel toe. Maar ek het 'n eternal vision. Verstaan? En my eternal vision is om saam met Jesus te wees. En vir hom 'n goeie rentmeester te wees. So dis hoekom ek elke oggend opstaan, al voel ek ook party daar nie, ek lus om op te staan nie. En ek staan op want it's got to be done. Iemand moet dit doen. Ja. Verstaan jy? En ons gaan aan, ons gaan vorentoe en alles, soos die naweek ons nou gesê, maandag was 'n gelukkige vakansiedag. Ja. Voel wat trein oor ons geloop het. Van al die goed, want ons het van laasweek maandag af, ek stry deur het ons geminister en ons moes die naweek host en prys die Here, Johnny het komplimente gegee, alles was in excellence gedoen en ons sê vir almal dankie wat ons gehelp het, Gastehuis Gerda, ek noem jou naam. Wow, daai man gehost, na hom gekyk en al die tipe goeders, almal het hulle deel ingesit hierso. Hoe awesome is dit nie? Ek wil hierdie stuk skrif vir ons lees hierso. 1 Petrus 5 vers vanaf vers verneder dan onder die kragtige hand van God, dis baie belangrik. Onderwerp jou aan God. Jakobus 4 vers 7. Sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al jou bekommernis op hom want hy sorg vir julle. Okay, right. Nou kan nou netjie uit konteks uitvat sê ek gaan nou nie worry, ek gaan al my bekommernis hier sit daar by die huis, al my bekommernis op hom sit. Nee, maar jy moet nugter en waaksaam wees want jou teenstand duiwel loop rond soos 'n brandend en soek wie hy kan vir hom moet jy teenstaan. So van sit gaan nie werk nie. Jy moet hom resist. You must. Ja, dit gaan nie van self gebeur nie. Jy gaan dit doen. God het jou die koninkryk gegee, jou die autoriteit, jy moet hom resist. Standvastig in die geloof omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Met ander woorde, almal wat asemhaal op hierdie aarde. Nee? Selfs die wat die Here nie ken, word deur die enemy geswam, aangeval. Maar ons broederskap, ons boeties en sissies wat in die kingdom is, moet almal hom resist, want almal word aangeval. Op een of ander manier. En die probleem is wat jy dink, ja, maar Satan skryf, nee. Sien wat hy jou probeer plat trek. O ja. Sy tande is nie getrek nie. Hy is nog die God van die wêreld, in Johannes 5 vers 19 sê dit. En hy chommies, want hy is nie alomteenwoordig nie, wat oor areas is, regions, so kan ons daai hiërargie sien in Ephesians 6. Weet, kragte, magte, al daai tipe goed. So daar is hulle is in 'n leerskare, hulle is super dedicated en dis al wat hulle doen. Ons is nie dedicated. So legions upon legions. Ja. Ons gaan 'n dedication squinkies aantrek en hom resist, soos ek gesê het nou. Ons almal word aangeval met negatiewe nuus, gesondheid, mense wat jou nie like nie, oneenigheid in jou huwelik, whatever. Maar die grootste probleem wat ons het is trots. Ja, maar dit het nou net te lelik met my gepraat. Ek kan nie glo sê dit nou vir my. Get over it. Dit moet gaan weer gebeur. Verstaan jy? Ja. Dis nie die eerste keer nie, ook die laaste keer nie. Goed. Johnny sê hy 5'4" vroutjie.
wat op die kroon van 'n man se hart sit, daai ding. Ja, jy moet maar net weet, mamma is stikkend, jy stikkend. Ons moet mekaar nou help hierso. Ons trek in dieselfde juk, ons moet vorentoe gaan. Nee, ek sou sê, hierdie naweek het regtig, mense het evangeliste nodig, en hierdie naweek het ons met leaps and bounds vorentoe gevat, voel ek, in die spirit, nie net vir ons as leierskap nie, vir ons as gemeente en die wat kom kuier het, die was oor gemeentes hier, nie baie nie, maar hy was ander gemeentes van die dorpse manne ook nie so. Baie. En ek het weer eens net David met die toestemming van Jaco van Camp David het sy getuienis kom gee hierso. What a ministry Camp David en Jaco, hulle operaai daai manne eisters vir die Here. Daar van Shofar gemeente, ek weet Jaco is daar in Potchefstroom. Rarig ook in Shofar Christole daar so eisters. Breek ook die evangelie van Genesis tot by Openbaring, slat Openbaring daai manne. En hulle doen bevryding, doen alles kingdom goed. En ons weet mos nou, as jy gaan opstaan vir die kingdom, gaan die ander kingdom teen die kingdom kom. So, ons moet dit weet. Ek sien hier so staan final greetings, wil jy vir ons iets sê in final, wat ons nou final maak, ons is amper al 'n uur besig hier so. Wow, okay. Ja, praat ons nou lekker, hè? Lekker. Ja, nee. Wat is die Jaffels? Ek dink regtig ons moet bietjie een podcast kyk om bietjie testimonies te doen. Jy weet 'n podcast te doen en testimonies te bring en ook net ek dink baie keer nie mense verstaan die feit wat jy het regtig reël totdat jy 'n testimony daarvan hoor nie. Ek sal nooit vergeet en ons sal dit hou vir daai dag as ons testimonies doen as ons daarvan vertel. Hoe my eerste experience was van die demone waarteen 'n mens beklei, die donker vos waarteen 'n ou beklei toe ek dit vir die eerste keer gesien het nie. En dit het my tot die besef laat kom dat hierdie koninkryk waarteen ons beklei en ek was toe nou nog net vars gered gewees en Vars boots op die grond. Vars boots op die grond. En toe kom ek het sommer baie vinnig agtergekom dat hierdie is nie 'n game nie. Dis nie 'n game hierdie wat 'n mens moet ligtelik opvat nie. En soos ek sê, ek kon dadelik daar sien as die duiwel, as jy nie ernstig is oor die Here nie, jy vat hom nie ernstig op nie, jy vat hom nie op sy woord nie. Jy gaan ieder uit jou eie uit, jou knie buig of hy gaan hom vir jou buig. Dit is so simpel soos dit, né? En dit alles werk ten goeie vir hom om sy mense, sy bruid in die koninkryk in te kry en in die hemel in te kry, om jou die ewige lewe te kan gee. Want dis wat die ewige lewe ons is om hom te ken. Jy weet, so dit is hy gaan dit vir jou doen of jy gaan dit self doen. Maar sy hart is, die Here se hart is laat niks van sy kinders verlore sal gaan nie, maar dat almal van ons die ewige lewe gaan kry. So ek wil regtig ek dink dit sal nice as jy soos along the line iewers by mekaar kan sit om net 'n oggend van testimony te hê. Jy weet 'n uur of 2 uit te sit in 'n oggend van testimony te sit. Ek dink dit sal nice wees. Ja, kom ons maak dit so nou vas. Jy weet die volgende week wil ek nou Jan se boodskap uitstuur van Zimbabwe met Sonnikus maar so onderhoud en dan die week daarna kyk ons as dit so loop. Dan prepare ons elkeen 'n testimony wat die Here in ons lewens gedoen het en wat 'n challenge was, jy weet. En ek like wat jy nou sê, everybody wants a testimony, maar nie everybody wants to test nie. Verstaan jy? Daar jou testimony. En soos David wat nou die naweek van Camp David wat sy testimony kom gee, en sy testimony groei, dit is sy testimony tot nou toe. Ja. Nee, en dis wat ek hou daarvan, ek nou net Openbaring 12, dat hom oorkom deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, kom maar in hulle eie lewens en liefgehad tot die dood. En ek wil nie ouens se testimonies hoor wat nog vir hulle self leef nie. As jy vir die kingdom leef, nee, gee 'n testimony. Dis 'n groot gevaar daai. Dis 'n groot gevaar. As jy jou testimony kom gee en jy is nie bereid om hy toets deur te gaan en dan dop jy daai toets. Die groot ding is 'n testimony gaan oor Jesus. Ja. En ek voel, jy weet, jy kan dit baie vinnig optel if it's I and me of is it genuinely about Jesus. Ja. Ja, as alles nie punt na hom toe nie. Ja, dit moet jou hele testimony, as jou hele testimony nie punt na hom toe wat hy vir jou gedoen het nie, dan is dit nie 'n testimony werd nie. En sy goedheid en guns. En baie ouens wil 'n testimonies gee, maar ek ken nie die mense nie. Dit is my gevaarlik om testimonies, omdat wil 'n testimonies voor in die kerk gee. Op 'n Sondag, want jy nou boodskap moet gee. Selde one-on-one. Ja. Hoekom ek David gekry het? Want toe ons in Zimbabwe was, toe ons met kampvuur gesit het,
het ons toe na daai donderdag aand vir die Camp David ouens almal genooi en die vrouens en die kinders. Ons het soveel vleis oor gehad want ons het elke aand Jesus film gewys. Toe sê ons gaan nie vleis terug van Suid-Afrika toe, kom ons nooi hierdie mense en ons braai. En daai aand braai ek toe nou. En was een van die braaiers wat in die grond gelig het, ek begin deadlifts doen voor ek begin het. My rug nou nie heeltemal af nie. In geval, almal lekker geëet en almal waai toe net ek en Jan en Martin en hierdie een ouetjie van Camp David wat niks gepraat het die aand. En ek sê, hoorie man, Boeta, waar gaan jy nou skep? Nee, ek weet nou nie of hy ek sê, hoorie, ons het jou genooi skep. So dit is so, hy wil nie net eet nie. Hy moes hom uitnooi en hy sit toe en eet en Dylan was ook daar en hier begin hy sommer net sy testimony gee. Wow, en ek kom ons almal sit daar en huil die trane skiet so uit. Hierdie ou se genuine passie vir Jesus. Hy het alles opgegee en hy volg Jesus. En hy vertrou elke dag op Jesus. En dit het my weer 'n bietjie oor die vingers getik. Ja. Nee? En hierdie genuine honest belief in Jesus en geen pretensie, geen beheer. Dis wat jy sien is wat jy kry. Nog 'n lang pad om met die Here te stap en hy gaan hom stap en ek weet hy gaan. En wow. En ons het dit toe nou toegelaat om sy testimony te gee. Hy het uurlang gedoen daar en hy het sommer so begin, ek wil julle aanmoedig om te kyk op ons Siloam, wat hy net sy name noem. Ek dink, Jesus, wat doen hy nou? En hy gee sy name, David, ek kan nie onthou nie, Andreas, wat ook al, Simon, en hy sê dit is prins, hy was al die jare skaam oor sy naam. En nou dat hy Jesus ken, en Jesus het hom geroep by die naam, noem hy sy name. Wow, yes, dit was mooi, dit was mooi. Jonathan, jy wil so 'n groet boodskapie gee daar, dat ons kan final greetings staan nie so. Ja, nee, ek dink, ja, it was a good weekend, en soos ek gesê het in die begin, ek is opgewonde wat die Here besig is om te doen, veral, jy weet, na hierdie naweek met die mans, want ek het hierdie ding, of ek voel genuine die Here is besig met mans, hier by, in ons dorp en so on, because that's where the leadership's going to come from, and so on. So, ek dink, ek's opgewonde oor dit. We have to keep a focus. Almal. We're going to have to keep a focus because it becomes more fierce. Jy kan dit sien. As we move along, it becomes more and more fierce. Everything just becomes more fierce. So, and as a body in general, and as believers, we really have to stand on His word and take it like He says, you know. We gotta, maar ek's opgewonde, ek is baie opgewonde oor wat kom. It's exciting times. So, ja. Jonathan, en ek wil dit ook net vir jou vra, maar ek wil dit nou spesifiek vir jou vra. Ek weet nie of jy al agtergekom nie. Maar wanneer Jay-Z preek, dan is sy podcast hy selfde dag. Dan kom dit uit op die podcast, maar wanneer ek en jy nou preek, dan kom dit nou 'n week daarna. Hoe die Jan dan kom dit nou eers op die podcast. So miskien is ons dan nou lucky met hierdie podcast. Dylan. Oordat nee, maar ek sê dit dat hy dit kan hoor, né? Oordat dit nou vanaand nou nie Matthias teaching is in die kerkie, dat mense nou in hulle bed kan lê en hierdie podcast kan kyk vanaand. Maar ek weet nou nie of dit, maar Jay-Z is daarom in die podcast. So mense hier maar dit is 'n redelike challenging podcast, nie almal net wil kyk nie, maar ons moet mekaar challenge. Nee, ons moet. Ons kan dit nie. Ons lekker kinders by die huis sit en almal sê, ek is ook deel van die koninkryk. Ja, dit moet challenging. Dit moet challenging wees. En luister, jy sê daai ding van, ek sê vir jou nee, as jy in die Carletonville en omgewing is, nee, join ons by die Pryfel Carletonville, join ons by die Bridge Builders, sodat ons kan bridges build. Nee, dat ons kan begin, of jy kan natuurlik maandag aan by die huis sit, die goalie kyk, of wat ook al, ek weet is nie meer op nie, maar whatever nou, binneland, binneland kyk, maar jy weet nie, ons almal is besig, ons almal is besig, ja, nee. Ons almal is besig, en kom join die Bridge Builders, as jy 'n leier is in die gemeenskap, en jy's 'n pastoor of 'n dominee, kom join ons, het gaan nie oor, wat doen mense dit, het gaan nie oor theologiese sienings nie, dit gaan oor opstaan vir Jesus in jou lewe, dis waar het gaan, nee? En ek hoor een ou het onttrek, want hy het nou nie vir manier gehou, wat daai vrou, luister hier, nee? Ons gaan ons nie almal saamstem oor alles,
hoe jy spesifieke demoon moet bind, en daai ou bind hom so, en die en so, en daai, hey, ons is hier om saam te staan vir Jesus, wat 2 of 3 in my naam kan saamstem, oor 'n saak. Jo. Daar is iemand klaar nie saam, soos dalk beter die bly by die huis. Dis hoekom die vyand dit so hard aanval. Ja, ja, want ek stem nou nie saam nie, want hoe sy haarself nou uitgedruk het daar aan, dit is heeltemal, Jesus, kom uit oor jouself. Kan ons maar vir mekaar sê, kom uit oor jouself. Kom net eers hier, en dan Ja, kan kom ons hier. soms so on the run uitsort. Ja. Terwyl ons besig is, kan jy jouself sommer uitsort. Ja, self sommer uitsort, en dan, as jy 'n probleem het, dan, met, ek spesifiek daai dame wat daar aand nog ek gedink is awesome, en, gaan praat met haar. Ja. Kry 'n paar, hoe sê Johnny nou, ons kry maar net 'n paar, jy weet, en kry 'n bietjie guts, jy weet. Sak dit En op, kyk. wees maar net bietjie 'n man. Jy weet, kom ons sê dit vir mekaar. Ek meen, wat s'e ander ou wat, ek dink Renier wat ook nou die naweekie was, ou met so lang baard wat preek aan Amerika. Hy sê sommer reguit vir ons, die boys kry 'n paar. Weet, raak weer mans. Jy weet, ag nee, ek gaan nou maar eerder, ek sal voor my komputer by die huis sal ek en die Here, maar nee, die Here soek unity. Die Here soek waar die manne bietjie lock shields. Jy weet, en ons stem nou nie saam oor alles nie. En as hierdie ou hier staan met hierdie teologiese agtergrond, wonder ek ook maar partykeer, maar hier gaan ons vorentoe. Jy weet. En ons almal ken ten dele, of ken jy alles? Ja, die Bybel sê ons almal ken ten dele. Elke liewe mens op hierdie aarde. En as jy 'n brein het, jy het 'n liggaam, en jy's op hierdie aarde, resist Satan jou. Ja, en ons is, we designed for fellowship, vir daai koinonia, en dis hoekom, jy kan sê, ek gaan dit maar by die huis doen, but I would strongly suggest going to a church, a Holy Spirit-filled church. Ja. I mean, and that's what the word says. So, no, rather just do it. Hoorie maar, jy wil my seker nou weer geïnterrupt het, omdat ek weer op hierdie tangent gaan. Ek spot. Hoorie so maar, dit is lekker saam met julle, want dit is lekker om saam met julle kerk te hou, en dit is lekker om saam met julle die lewe te doen. Ons het ons unieke challenges hierso, en is verseker nie, ons gemeente is verseker nie perfek nie. Ons het nog baie om te leer. Ons is nog nat agter die ore. Maar weet jy wat, ons is nat agter die ore vir Jesus. Ja. En dit is verseker so. En ons gaan vorentoe. Tinus, aangesien jy nou so stil geraak het, jy vir ons afsluit. Ek het baie gepraat vandag. Nee, jy het nogal baie gepraat, maar ek wil graag hê jy moet vir ons afsluit, sal jy? Okay, nee, ek sal. Dankie. Dankie, dankie Jesus, dankie vir die awesome dag, Vader. Dankie Heilige Gees, dat U sommer net hierdie podcast wat ons vanoggend gedoen het, sommer net vir ons kom lei het, goed op ons harte kom plaas het, waaroor ons vanmôre kom praat en gesels en debatteer en lekker gelag, Vader, en lekker ernstig gewees. Ons sê vir U dankie vir vandag, Vader. Ons bid sommer net laat almal wat hierdie podcast kyk, laat Heilige Gees sommer die naprediker van hierdie woord sal wees wat vanoggend uitgegaan het hierso, en die skrif wat vanmôre uitgegaan het. Here, ons loof en prys U, sê vir U dankie vir hierdie podcast vandag, en wees saam met ons waar ons gaan. In Jesus naam. Amen. Amen. Daar sê julle, so julle het nou gehoor, volgende week, God willing, gaan ons nou Jan se boodskap uitstuur, saam met Sonnekesin, en dan die week daarna gaan elkeen van ons 'n getuienis voorberei. Ja. En ons gaan dit deel met die mense. Miskien kan ons sommer miskien 'n gas, as daar so iemand is, 'n gas of 2 innooi. Kan nie so nog mense sit om die tafel, Dylan? Of een van ons kan ons maar uitbeweeg, inkom, miskien maar kyk ons. Jy maar by die huis by Dylan. Nee, ons wil nou reeds ons hier. Kom ons begin met ons kyk Okay. maar. Ja, Want ons weet nooit wat oor 2 weke Okay. gebeur nie. Oor 2 weke is dit dalk net ek hierso met 2 vreemde mense. Skies, ek wou maar net 'n suggestion maak, maar dis okay. Goeie, jy kort 'n druk iets, jou. Ja, ons gaan nie Gawie het nou mooi gebou hier volgens ons nou Maar weer. nie afbreek Nou nie. nie weer afbreek wat Gawie gebou het. Hoor jy, julle is alles op 'n ligte noot hierso. Weet dat elkeen van ons het challenges, en elkeen van ons, jy het nou gehoor vanoggend Tinus sê, is not the best of moods en al die tipe goed, maar hy het nog steeds besluit om op te daag. Hy het nog steeds besluit om werk toe te gaan vanoggend om self nie jammer te kry nie. Sy vrou weet ek het vanoggend bedien. Al gaan sy ook deur 'n paar dinge. Ons almal staan op vir die koninkryk. Ons almal gaan deur goed. Jonathan het skade gehad op die plaas met die varke en al daai goed. Maar hy's hierso, hy smile. Hy het nie 'n drukkie nodig, hy wil dit vir eens sal gee. Maar ons gaan vorentoe. Ons gaan vorentoe. Hoor julle, dit is lekker saam met julle. Warrior Bride Reformer podcast. Share dit. Like en subscribe.
hou ons Siloam dop, die mannekonferensie, ek sê dit weer, gaan uitgesaai word op die Siloam. En jy sal sien, as 'n paar Siloam gemeentes, toe ons nou Johnny geadverteer het, dog die ouens is Siloam Bloemfontein, nee, Siloam Carletonville, nee, Carletonville, daar waar almal wil bly in die wil. Nou dan kry ek 2 studente wat van Carletonville afkom, oom JC, gaan dit nog aan die wil? Maar dit gaan goed hier in die wil, ons het die stof is afgewaai deur die reën, en vonkie gaan nie nou vat in hierdie lande nie, maar dit is koud, dit is bitterkoud, maar ons is warm vir Jesus hierso. Hoor jy mooi bly, dankie julle twee dat julle tyd afgestaan het vir hierdie, dankie Amber, julle moet mooi bly tot ons mekaar weer sien, groete. Bye-bye. Join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know